Baie welkom vanoggend hier by Polokwane. Dis lekker om hier by julle te wees. Goed, is daar enige spesiale gebedsversoeke vanoggend? Daar agter. Ek kan nie hoor nie. Wat sê hy? Vir sy gesin. Vir sy gesin. OK. En sy naam is? Andy. OK, nog enige spesiale gebedsversoeke? OK, kom ons gaan op ons knieë en dan open ons met gebed. Ons aanbid die Skepper van die hemel en die aarde. Dankie dat U in 6 dae U krag getoon het, U mag getoon het, deur te skep met woorde en op die 7de dag gerus het om U karakter te toon. Dat U niemand dwing nie. Dat U vir elke mens vryheid van keuse gee. Ons kies vanmôre om U te aanbid. Ons kies om laag te buig. Baie dankie vir dit wat U gedoen het. Dat U nie gepraat het nie, maar dat U gedoen het. Dat U 'n mens kom word het en onder ons kom woon het om vir ons die karakter van die Vader te kom demonstreer. Om vir ons bewyse te kom gee dat ons U kan vertrou. Baie dankie daarvoor. Ons bid vir vergifnis, vir al ons vrese, al ons selfsug, ons vra dat U dit sal verander in liefde en vertroue. Ons bid vir reiniging, reinig ons asseblief. Was ons, dat ons witter as sneeu kan wees. Geef vir ons U karakter. Ons bid vanmôre besonder vir Andy en sy gesin, Vader, U ken hulle omstandighede, U weet wat hulle behoeftes is. Ons bid dat U hulle sal seën, dat U hulle sal vertroos, en dat U vir hulle sal krag gee. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Lied 404. Of
Wil jy vir ons bid, Suzette? Wil jy vir ons bid? Mariska, ekskuus, wie Suzette? O, daar Suzette, met wie ek gepraat het in die week. O, ekskuus, ek het gedog is jy. Dankie Mariska. Dankie Vader, dat ons vandag weer mekaar kan kom. Dankie dat ons 'n bietjie kan gee, Vader, sodat deze woord kan versprei. Seën as dit weer die taaltjies, dat ons vandag ontvang het, Vader, sodat U skoon ons bid in deze wonderlike naam. Dankie Mariska. Goed, ons tema vanoggend is die ewige evangelie. Ons vergeet baie keer dat voor die 3 engele boodskap is daar 'n ander engel wat sê ons moet die ewige evangelie verkondig. Is Openbaring 14 vers 6. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies, stamme, tale en volke. Wie van julle kan vir my sê, wat is die ewige evangelie? Evangelie van Jesus? Die koninkryk van God? Die verkondiging van die koninkryk van God. Nog iemand? Ek wil net begin deur 'n paar aanhalings aantal. Een is uit Desire of Ages, wat dit baie mooi beskryf. By die kruis van Golgotha het liefde en selfsug lynreg teenoor mekaar gestaan. Hier is die hoogtepunt van die openbaring van God. So waar sien ons die openbaring van God? By die kruis. Christus het net gelewe om te troos en te seën en deur hom om die lewe te bring. Deur hom om die lewe te bring, het Satan die kwaadwilligheid van sy haat heens God geopenbaar. So wie het vir Jesus aan die kruis doodgemaak? Satan, nie God nie. En ons sonde. Hy het duidelik bewys dat die ware doel van sy rebellie was om God te onttroon en hom te vernietig deur wie God sy liefde geopenbaar het. En dan is hier 'n aanhaling uit Ministry of Healing. Alle siekte, alle pyn, alle lyding, alle dood is die werk van die vyandige mag van Satan. Die Satan is die groot bederwer en God is die hersteller. So wie het die dood ingebring? Satan, nie God nie. God is nie die bron van dood nie. God is die bron van lewe. Dan is hier 'n aanhaling uit Steps to Christ uit. Ek het gesien in die liedjie, hulle sê God gaan ons straf. Maar hoor wat sê Ellen White hierso. Satan stel die Skepper voor as iemand wat gedurig op die loer is om die foute van die mens raak te sien. Ons kyk wat doen die ander een verkeerd, die heeltyd. En ons dink God is ook so. Hy soek heeltyd fout, sodat hy hulle kan straf. Dit was om hierdie valse voorstelling uit die weg uit te ruim, dat Jesus onder die mens kom woon het en die oneindige liefde van God geopenbaar het. So hoekom het Jesus gekom? Om God aan die mens te kom openbaar. Nee. Ons het in ons Christelike wêreld baie ander idees oor hoekom Jesus gekom het. Maar hy het eintlik net om een rede gekom en vir ons te kom wys hoe is God. Ministry of Healing. Leer u kinders om van oorsaak tot gevolg te redeneer. So, in plaas van om ons kinders heeltyd te straf vir wat hulle verkeerd doen, leer hulle om te dink.
Gee vir hulle 'n rede hoekom hulle sekere goed nie mag doen nie. Laat hulle kan verstaan. So dit is hoekom Jesus ook gekom het, sodat ons kan verstaan hoe God is. Het die Jode Jesus se sending verstaan? Nee. Hulle het gedink hy is die baas wat op sy troon kom sit en kom heers. En wat het Jesus gedoen? Hy het daai hele Ed sê dit altyd, hy het die appelkar so mooi omgekeer. Wat het Jesus kom doen? Hy het kom voete was. Hy het nie kom baas speel oor ander nie. So, ons gaan bietjie vanoggend praat oor menseverhoudinge, want ons gaan mense in ons kerk inkry binnekort, en ons moet weet hoe om met hulle te werk. Stem julle saam? Ek sit vanoggend en dink aan die storie van die verlore seun. Die verlore seun kom huis toe, en sy pa staan met oop arms. Hy het die erfporsie uitgedobbel, al sy geld uitgegee op hoere, prostituie, uit alles verkeerd gedoen. En hy kom by die huis en hoe staan sy vader? En wie was verlore? Die oudste seun? Die een wat in die huis was. Hoekom? Want hy het nie liefde gehad vir die siele wat gaan inkom nie. Het ons liefde vir die mense wat gaan inkom? Gaan ons hulle met oop arms ontvang? Dit gaan oor waarop ons fokus. Wat ons nodig het as bestuurders, as spanleiers, as ouers, is om 'n manier te vind om op die regte goed te fokus. Die Bybel sê in Filippense 4 vers 8 en 9, fokus op alles wat waar, rein, edel, lieflik, loflik is, bedink dit, fokus daarop. Maar waarop fokus ons? Op mekaar se foute. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Kom ons kyk 'n bietjie, hoe groet ons mense? As iemand by jou kom, jy's die skuim van die aarde. Ek gee jou net 'n mis. Jy's totaal onbelangrik. Ek wil hê, ons moet opstaan en mense groet asof hulle baie onbelangrik is. Sal julle dit kan doen? 1 minuut. Groet die mense om jou, maar maak of hulle baie onbelangrik is en asof jy nie eintlik met hulle wil praat nie, jy wag vir iemand wat meer belangrik is om mee te praat. Ek gee vir julle 1 minuut. Daai mens is onbelangrik, hoor. Jy wil eintlik hom nie groet nie, jy sien hom eintlik nie raak nie. Net goed. Ok, nou wil ek hê, julle moet mense groet, asof dit jou lank verlore vriend is. En jy's so bly om hom te sien. Groet mekaar bietjie. Hoekom het ek julle gevra om dit te doen? Want dit gaan oor energie. Ek is oortuig dat om mense te motiveer, ons wil 'n wêreldklas kerk word of 'n beweging skep, maar ons moet weet om ons energie te bestuur.
Stem julle saam? As mense hier inkom, moet hulle welkom voel, nee. Hulle moet nie voel, ek is melaats, ek pas nie in nie, my rok is te kort, nee. Hulle moet voel, hulle is welkom. Watter een van die twee maniere die meeste energie gegenereer? Die eerste manier of die tweede manier? Tweede manier. So al wat ek gedoen het, is ek het gevra om julle fokus te skuif. Die eerste het ons gefokus op die negatiewe. Hierdie een se rok is te kort. Daai een het tattoos. Hierdie een ruik nie lekker nie. Hierdie is slegte mense, hierdie is onbelangrike mense. Die tweede keer het ek vir julle 'n positiewe fokus gegee. Hierdie is die lang verlore vriend wat huis toe gekom het. Is ons bly vir die mense wat inkom in ons kerk? Ja of nee? Ons is behoort bly te wees. Het daardie verandering in fokus 'n verskil gemaak in die energie in die kerk? Ons doel is om soos Jesus te wees, stem julle saam? Wat se gedrag moet ons hê om soos Jesus te wees? Ons moet sag met mense werk. Ons moet nederig wees, ons moet ander sien as hoër as onsself. Stem julle saam? Jesus het gesê, kom leer by my, ek is sag, ek is nederig. En die gevolg gaan wees, as ons mekaar so hanteer, dan gaan ons outomaties Jesus se karakter uitleef. Stem julle saam? Nie preek nie, want die mense voel dit aan of hulle welkom is of nie. Stem julle saam? Die fariseërs het heeltyd gefokus op wat ander verkeerd doen. Onthou julle daai vrou wat half nakend, Jesus was besig om die Sabbatskool te gee. En hier gooi die fariseërs 'n half nakende vrou. Sy's op heterdaad betrap. Jesus, wat sê u? En wat doen Jesus? Hy skryf hulle sondes in die sand. Die fariseërs het gefokus op wat ander verkeerd doen. Jesus het gefokus op wat ander reg doen. Hoe reageer ons op mense se foute? Want beteken dit nou ons moet al die foute ignoreer in die kerk? Nee. Ons moet dit aanspreek, stem julle saam? Maar hoe doen ons dit? Jy kan dit of ignoreer. Ek sien nie jou kort rokkie raak nie. En dan môre kom sit sy weer met haar kort rokkie heel voor in die kerk, nee. Of ons kan 'n negatiewe reaksie hê. Daai man het my nou weer so kwaad. Of ons kan redirect. Ons kan met die persoon gaan praat, persoonlik. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dit doen? Jy verduidelik die probleem. Hoorie so, juffroukie, jou rok is so bietjie kort. En die gevolg is dat die mans nie konsentreer op die preek nie. Maar weet julle wat is my skuld? Ek het nooit vir jou gesê, ons trek nie sulke mini rokkies in die kerk. So dis my skuld. Ek vertrou, jy gaan volgende keer 'n bietjie 'n langer rokkie aan hê. Gaan daai een beter voel as mense dit so hanteer? Nee, as wat ons agteraf skinder. Het jy gesien? Gaan direk na daai een toe, spreek dadelik die probleem aan en vat die skuld. Sê, weet jy, ek het dit nooit mooi verduidelik nie. Prys enige vordering, as haar rokkie volgende keer net 'n bietjie langer is. Prys haar! Sê, joh, ek is so bly, ek sien jou rok is nie meer so kort nie, hy het so bietjie gesak. Prys vordering.
Hoe leer hulle moordwalvisse om uit die water te spring, om oor 'n tou te spring? Hoe doen hulle dit? Dink julle hulle ry op die oseaan met 'n boot, gooi 'n tou uit, vat 'n mikrofoon en sê, kom walvisse, spring oor die tou. Dink julle dis hoe hulle leer? Dink julle dit gaan werk? Nee. Wanneer hulle begin om moordwalvisse op te lei, hulle weet hoe om te spring, maar hulle weet glad nie hoe om oor 'n tou te spring nie. So hulle begin en hulle sit die tou onder die water, net hoog genoeg van die onderkant af, dat die walvis onder die tou kan deurswem. En wanneer die walvis onder die tou deurswem, kry hulle geen aandag nie. Maar elke keer wat hy oor die tou swem, dan gee hulle aandag aan die walvis. Hulle gee vir hom kos. En die moordwalvisse is nie dom nie. Hulle het gou besef, maar hier is 'n verhouding tussen die tou en kos. So hulle het begin om al meer bo oor die tou te swem. Want dan weet hulle kry kos. So wat het die afrigters nou gedoen? Hulle begin om die tou stadig, maar seker bietjie hoër te maak. En die walvisse het begin om dit reg te kry. Al sit hulle die tou hoe hoog, dan spring die walvis oor, want hulle het dit stadig gedoen. Hoekom? Hoekom stadig? Want hulle wil die walvis uit die water kry. God wil hê ons moet op water loop. Hy wil hê ons moet wen. En hoe doen hy dit? Stadig. Stadig. Wat is die punt wat belangrik is? Om iets beter te doen as die volgende keer. Ons moet dit konstant raak sien. As iemand iets beter doen as die vorige keer. En ons moet so een beloon. Ons kan so met mense ook werk. Hulle doen dit nog nie 100% reg nie. Die nuwe mense wat inkom, gaan nie alles 100% reg doen nie. Maar daar's vordering. Daar's konstantheid. Hulle gaan nog miskien na rook ruik. Hulle gaan miskien nog vark eet. Maar dis oukei. Daar's vordering. Ons fokus op die vordering. Hoe het Jesus die skakel tussen hemel en aarde geword? Hoe verenig Jesus die lewe, die dood en opstanding van Jesus? Hoe verenig hy die hemel en die aarde? Wat was die probleem? Die probleem is, ons is bang vir God. Ons hardloop van hom af weg. Wat het Adam en Eva gedoen toe hulle verkeerde dinge gedoen het? Hulle hardloop. En wat het God gedoen? Hy het hulle gaan soek. Hoekom hardloop julle van my af weg? En ons hardloop nou nog van God af weg. So, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Die waarheid oor God. Die waarheid. Dit het begin met leuns oor God in die hemel. Lucifer het gesê, njap, 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 njap. En wat het God gedoen? Hy het geskep. En hy het gesê, nou kies julle. Dis my karakter, ek het alle mag, maar ek dwing niemand nie. Nou, julle kies nou, wie julle wil dien. Jesus het die waarheid kom openbaar, dis hoekom Jesus gesê het, dit is volbring. Dink julle dit is nou klaar? Dink julle toe Jesus gesê het, dit is volbring? Ek het die karakter van die Vader gedemonstreer, dis nou klaar. Dink julle dis volbring? Wat dink julle? Dink julle daar's mense wat nog baie leuns oor God glo? Ja, en dis die ewige evangelie, wat ons moet gaan regmaak in mense se breine. God is nie hierdie diktator, wat fout soek, as jy oortree, straf hy jou, maak hy jou dood nie.
Hy's 'n ontwerper van liefde wat ons wil seën, wat ons wil beskerm,